offer gee. Ons eer hom vir sy goedheid en sy guns. En baie dankie ook vir DJ en die musiekspan. Ons waardeer julle. Het ek jou al gesê, ons is bederf in die dal? Ons is bederf in die dal. Vir baie redes. Maar ook vir ons musikante. En ons eer die Here ook vir julle. Baie dankie ook vir julle. Van my kant af ook gelukkige Vadersdag vir al die paas. Ja, ons kry dan 'n dag, nee. Dit is my so belangrik dat wanneer ek dit sê, dat jy my hart sal optel, dat ek 100% oortuig is dat daar is baie vaderfigure, al is jy nie noodwendig 'n biologiese pa nie. En so baie gelukkige Vadersdag aan al ons vaders, al ons impakspelers, al ons geestelike vaders. Ons eer die Here ook vir julle. Nou blaai asseblief saam met my na Lukas toe, Lukas hoofstuk 11. Weet nie as julle sien die besoeker wat hier voor sit, is eintlik my vrou, nee. Ek weet nie of julle weet nie, maar ek is eintlik getroud. Kan ek julle nie voorstel. So ek weet nie of dit is omdat dit Vadersdag is nie. Maar kan ek net vir jou sê, vir jou wat dien in die kinderkerk, vir jou wat jou hand opsteek, baie dankie. Dankie dat julle dit ook moontlik maak vir Karla om ook in die diens te mag wees. Dis die eerste keer vandat ons op die dal is wat sy 'n diens kan bywoon. En so dis ook 'n huge voorreg. En ek weet nie of julle gesien het nie, maar so net agter haar sit my paale. Ek weet nie of jy haar ooit dat ek nou die voorreg het om op Vadersdag vir my eie pa te mag preek. Imagine dit. So voorreg, dankie dat julle saam kuier. Deur die week vra ek die Here so waaroor wil hy met ons praat vanoggend? En ek ervaar in my gees gehoorsaamheid. En ek praat met die Here en ek redeneer met hom en ek sê Here, dis Vadersdag Sondag, dis nie 'n kinderkerkdiens nie. Jy weet, ek wil nie praat oor gehoorsaamheid nie. Jy praat ons nou met kinders oor gehoorsaamheid, waarop die Here vir my sê, maar julle is mos my kinders. En soos ek vanoggend met jou deel rondom gehoorsaamheid, dan wil ek ook met jou deel rondom ons voorreg wat ons het, om paas te wees, maar ook om kinders te wees. Kinders van die almagtige God. Die visie van ons gemeente is om God se vaderhart aan alle mense bekend te maak. Glo jy dat dit deel is van sy vaderhart, dat ek en jy genuine gehoorsaam is? En so ek wil jou vat na 'n oomblik in Lukas 11 toe, 'n oomblik wat ek al soveel keer voor my sien afspeel het, en ons stap hier in die middel, waar Jesus nou net iemand bevry het van 'n duiwel. So die demoon is uitgedryf, en jy sou dink dat die mense en die fariseërs in particular, jy weet dat hulle nou dankbaar sou wees. Hier was iemand wat besete was, en nou is hulle nie meer besete nie. Maar in steede van om dankbaar en opgewonde te wees, word dan nou eers geredekabel oor op wat se krag gebruik Jesus nou om hierdie te doen. Jy weet, en nou moet daar eers gemeet en geredeneer word, in steede van om opgewonde, dankbaar te wees. Maar hoor net wat gebeur, vers 23 van Lukas 11. Jesus se respons teenoor hulle sê dit, hy sê, hy wat nie met my is nie, is teen my. Hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. So wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en hy soek rus. En as hy dit nie vind nie, sê hy, ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. En hy kom en hy vind die huis, dit uitgefees en versierd. As hy dan gaan hy en hy neem 7 ander geeste slegter as hy self, en hulle kom in en hulle woon daar, en die laaste van hierdie mens word erger as die eerste. En so dis belangrik net daai gedeelte, en ons gaan nie regtig op dit fokus nie, maar let maar net op wat Jesus ook vir ons daar leer. Maar ek wil klem lê op hierdie laaste 2 verse, wanneer hy sê, en terwyl hy dit spreek, het 'n vrou uit die skare haar stem verhef en vir hom gesê, salig is die skoot wat u gedra het, en die borste wat u gesoog het. En hy sê, ja, maar salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. En daardie bewaar is gehoorsaam wees. En so,
Hier's een groep mense, hulle wil nou probeer uitredeneer, jy weet, op grond wat se krag gebruik Jesus nou om hierdie duiwels uit te dryf, jy weet, want hulle wil hom nou half in 'n hoek druk, want hulle stem nou nie heeltemal saam nie. Aan die ander hand is daar hierdie vrou, en sy sê, jy weet, 3 hoera's vir die vrou wat geboorte gegee het aan jou. En so Jesus stry nou nie met haar nie, hy sê, ja, sê maar salig. Salig beteken gelukkig, of geseënd. Hy sê salig is hulle, gelukkig is hulle, geseënd is hulle, wat hierdie woorde van my hoor en dit bewaar. En so daar's iets wat in ons hart moet skuif, dat ons dink dat geluk en saligheid en geseëndheid is nou maar of jou deel of nie jou deel nie. Ons redeneer baie maklik, party mense het dit en ander mense het dit nie. Party is nou maar geseënd en ander is nou maar nie geseënd nie. Jesus kom en hy gee die opdrag en hy sê, salig is hulle. So Maria was gekies deur God. Afgesonder, geroep vir hierdie spesifieke roeping. En die vrou in die gehoor sien dit raak, en sy sê, "Sjoe, dit moet wonderlik wees." Jesus sê soos, "Ja, sy is salig en sy is geseënd." Maar weet jy dat jy ook salig en geseënd kan wees? Weet jy dat jy ook gelukkig kan wees? En hier is hoe jy dit doen. Hoor hierdie woorde van my en bewaar dit. Gehoorsaamheid is iets waarmee ek en jy baie liggies partykeer omgaan. Ons dink partykeer dat ja, partykeer, jy weet, as ek weet ek moet, maar ek is nie altyd nie, en dan word dit die norm. Om gehoorsaam te wees aan God se stem word amper soos om jou oefenprogram of jou dieet. Jy weet, ek weet ek moet dit doen, maar ek gaan dit nou nie eintlik maar doen nie. Julle hoor wat ek sê, jy weet, as ek nou nie eintlik dit doen nie, wat, jy weet, ek sal maar sê ek is jammer. En so ek wil jou vat na 1 Samuel toe, wat ek dink baie belangrik is om net perspektief te kry. En dis wat ek gaan hoop om te doen vanoggend. En manne, veral vir jou, op hierdie Vadersdag wil ek jou herinner dat dit belangrik is dat ek en jy gehoorsaam sal wees aan die stem van die Here. Dat ons sal doen wat ons weet ons moet doen, al is dit soms moeilik. En so in 1 Samuel het ons hierdie storie, waar die Here vir Saul hierdie opdrag gee om die Amalekiete te gaan uitsorteer. En dis 'n groot oorlog en hulle wen. Maar die opdrag van die Here is baie duidelik, tref die Amalekiete met die banvloek. Met ander woorde, maak alles en almal dood. En dan kom Saul by die koning uit en dan besluit hy nee, hy sal die koning van die Amalekiete, hy gaan liewerster sy lewe spaar. Hy kom by die vee en hy sien, ja, hierdie ouens het smaartbokke. Ek weet nou nie of julle, ek is nou nie 'n vreeslike beeste, bokke, skape, ek is nie, maar ek weet hoe lyk dit as dit mooi lyk, nee. Saul check dit uit, hy sê nee, hierdie, ons hoef nie hierdie goed dood te maak nie, kom ons vat liewerster hierdie diere. Dan kom die profeet Samuel by hom en hy sê, hey, what have you done? Dan reply Saul, hy sê, luister, ek het 'n beter plan as die Here se plan. Hier's my plan. Hier's wat ek gaan doen. So, ek gaan die koning se lewe spaar, en sodoende gaan ek 'n bietjie guns wen. En ek gaan die bokke, of die diere gaan ek spaar, net die beste van die vee, maar hulle gaan ek nou weer vir die Here offer. Nou bly by my. Dit klink baie romanties, maar kom ek ontbloot net so bietjie Saul se hart. En dit lê hierin. Jy besef as Saul daai bokke gebruik het, of daai vee gebruik het as offer vir die Here, dan het hy nie nodig gehad om sy eies te gebruik nie. Hoor jy wat hy doen? Sien jy sy slinkse plan? Hy sê, ek het 'n plan. En dan sê Samuel vir hom hierdie woorde. Daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en in slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister is beter as die vet van ramme. En ek wil met jou hart praat vir 'n oomblik. Want as ons genuine eerlik is, dan val ons baie keer in dieselfde trap waarin Saul geval het.
Dat die Here vir ons sê, ek wil graag hê dat jy vroeg in die oggend moet opstaan en bid. En dan besluit jy, ja, is moeilik om op te staan, maar ek sal vanmiddag sal ek bid. En dan kom vanmiddag en dan gaan vanmiddag en dan bid jy nie en sê, ag nee, ek moet nou nie worry, ek gaan nie vanmiddag bid nie. Nee, maar ek sal vanaand sal ek bid. En dan kom jy vanaand en as jy so moeg en dan sê jy nou maar gou net 'n skietgebedjie op, jy weet, en dan gaan lê jy nou maar en dan sê jy nie, maar daarom het ek gebid. Die ding is dit, die wêreld wat verlore is, weet dat hulle verlore is. Ons wat in verhouding saam met die Here wandel, het hier die uitdaging dat ons kan soms onsself troos deur die goeie goed wat ons doen. En so vanoggend wil ek weer daai vlaggie waai, ek wil weer uitroep en sê, die Here vra van my en van jou gehoorsaamheid, nie ons offers nie. Moenie deur offers probeer regmaak wat jy met ongehoorsaamheid verkeerd gemaak het nie. Die twee goed kanselleer mekaar nie uit nie, hulle staan los van mekaar. Wanneer ek my offer vir die Here bring, en ons bring tog offers in die Nuwe Testament, maar hoor net, wanneer ek my offer voor God bring, dan is dit my offer vir hom. Dis nie veronderstel om my plaasvervanging vir gehoorsaamheid te wees nie. So daarom sê Spreuke 21:3, hy sê, om geregtigheid en reg te doen, is vir die Here verkiesliker as offers. Dit weeg vir hom swaarder as offers. As julle my gou help, ons is nou in die Nuwe Testament onder die nuwe verbond. Wat is die offers wat ons aan die Here bring onder die Nuwe Testament? Gesels gou saam met my. Noem so 1 of 2 net so vinnig ons offers wat ons vir hom bring. Liggaam, 'n dankoffer, 'n lofoffer. Ja, nee, julle is alright. So wat is 'n lofoffer? 'n Lofoffer is wanneer ek sy lof besing ten spyte van my moeilike omstandighede. Was jy al in moeilike omstandighede? Was jy al op 'n plek waar jy gevoel het, goed is swaar en dis moeilik, en dan ten spyte van dit kies jy om nog steeds sy lof te besing? Het jy al groot en moeilike swaar trauma deurgewerk hier, en jy kies nog steeds om te sê, ek gaan ten spyte hiervan, gaan ek sy lofoffer, ek gaan 'n lofoffer bring. Het jy al in gehoorsaamheid teenoor die Here baie geld weggegee? Het jy dit al Woord van die Here kom, hy sê, God, verkies my en jou gehoorsaamheid bo enige van daai offers. Jy sien, ek dink ons weeg soms gehoorsaamheid te lig. Hebreërs 13:15 sê, laat ons gedurig deur vir God 'n lofoffer bring. Dis een van die offers wat ons vir hom bring. Dis die vrug van ons lippe vir die naam wat hom bely. Onder woorde, wanneer ek sê, ek sal God vertrou in die goedheid. Nou, praat ons vanoggend so 'n bietjie, en sê, maar die ekonomie is moeilik, en die dinge druk so 'n bietjie, maar God sal vir my voorsien, maar my vertroue sal in die Here wees, maar ek sal nie ophou om sy naam groot te maak nie. Wat is daai? Daai is 'n lofoffer. Maar as die Bybel dan nou sê, God hou nie van luiheid nie, dan beteken dit, wanneer ek gehoorsaam is aan sy woord, dan is dit verkiesliker as die lofoffer. Ons kan partykeer so bohaai maak van die offer. Net die volgende vers, Hebreërs 13:16 sê, hy sê, vergeet die weldadigheid en die mededeelsaamheid nie. In ander woorde, om weg te gee en met ander te deel. Sê, want God het behaag in sulke offers. So dis great. Wanneer ek en jy weggee, wanneer ons vrygewig is, God het behaag in sulke offers. Spreuke sê, sulke offers kan nooit 'n plaasvervanger wees vir my en vir jou gehoorsaamheid nie. Manne, die woord van die Here is duidelik. God roep ons as hoof en priester, geestelike leiers van ons huis. Ons het 'n werk om te doen. Moet nooit jou roeping minag en dit probeer regmaak met 'n offer nie. Moenie jou roeping as die hoof van jou huis een kant toe skuif en sê, nee, maar daarom gaan ek kerk toe nie. Of daarom doen ek hierdie reg nie.
Of daarom is ek getrou in my 10de nie. Offers is nie vervanging, is nie plaasvervangers vir gehoorsaamheid nie. Ek en jy word geroep tot gehoorsaamheid. Dis beter as offers, om in die oomblik vir die stem van die Here te luister en gehoorsaam te wees. Nie alleen is dit beter as offers nie, nee. Hy sê in Matteus 7, dis 'n baie cool deel. Hy praat met ons oor die twee ouens wat 'n huis gebou het. Die een ou bou op die sand en die ander ou bou op die rots. Kan julle onthou? En hierdie is amazing, is 'n amazing metafoor, want jy moet onthou dat hierdie twee ouens werk al twee hard, en hierdie twee ouens sit al twee effort in, en daar staan vir 'n oomblik, vir al twee van hierdie ouens, staan daar actually 'n huis. Daar's iets moois daar. Maar dan kom die storm, en net een van die twee huise oorleef daardie storm. En dan sê die Bybel vir ons, maar dis die ou wat op die rots gebou het, dis sy huis wat dit gemaak het. En dan sê die Bybel vir ons, die ou wat op die rots gebou het, is die ou wat nie net gehoor het nie, maar dis die ou wat gedoen het. Dis die ou wat die dader was, wat gehoorsaam was. So nie alleen is offers beter as gehoorsaamheid beter as offers nie, ekskuus, maar gehoorsaamheid sal jou ook red in die storms. En oorweeg net vir 'n oomblik jou lewe. As dit sou gebeur, kan jy hoor, ons hoor julle, nee, as julle so. It's okay. As dit so gebeur in jou lewe, dat elke keer as die storm kom, val jou huis in mekaar, wil ek vir jou vra, miskien moet jy oorweeg, om meer 'n dader te wees, as net 'n hoorder. Kennis is nie wat jou gaan dra tot aan die einde toe nie. Gehoorsaamheid is. Dit help nie, ons word slimmer en slimmer, en ons weet meer en ons weet meer, maar ons doen nog steeds nie wat van ons gevra word nie. Die klem lê op die gehoorsaamheid. Die klem lê nie op die slimmigheid nie. Ons kan hoe slim wees, ons kan hoe baie weet, ons kan soos Lemmer Du Plessis, kan ons die Bybel vers vir vers kan opsê, dit beteken niks as die storm kom nie. Wanneer die storm kom, gaan dit oor, het jy jou huis op die rots gebou? Met ander woorde, was jy gehoorsaam? Was jy gehoorsaam in sy stem, toe hy vir jou gesê het, luister, jy gegee daai R10 vir daai ou? Was jy gehoorsaam in sy stem gewees, toe hy vir jou gesê het, moenie nou ry nie, wag voordat jy in die kar klim en ry? Was jy gehoorsaam gewees aan sy stem? Hy met jou gepraat het. Dis belangrik dat ek en jy sal kies om gehoorsaam te wees. En so ek wil jou vat net na Jakobus hoofstuk 1 toe. Want jy wil hê moet hoor vanoggend, dat die seën van die Here bring ook seëninge. Jy sien die uitdaging met hierdie vrou in Lukas redenasie, is die feit dat sy dink daar is seker wat eenvoudig gekies is en ander wat nie gekies is vir dit nie. Sy redeneer net hierdie vrou wat Jesus kon gebaar het, sy is die een wat salig is. Ek wil hê jy moet hoor vanoggend. En paas veral vir jou. Jy is ook geroep. Jy kan ook 'n seën wees. Jy kan 'n seën vir ander wees en jy kan God se seën in jou lewe ervaar. Gehoorsaamheid bring seëninge. En so hoor net wat sê Lukas 1:25, hy sê, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, hy sal gelukkig wees in dit wat hy doen. Ek en jy kan ook gelukkig wees. Maar nou hier is die punchline. En so hoor my mooi. Geluk en seën beteken nie gemak nie. Sê gou net vir die ou langs jou. Sê geluk en seën beteken nie gemak nie. God stel belang om my en jou te seën. Maar God stel baie minder belang in ons gemak. Kan ek jou net gaan wys in die woord van die Here? Kan ek jou gaan wys hoeveel keer roep die Here mense? En dan is die eindresultaat daarvan nie gemak nie. Kan jy gou net saam met my dink vir 'n oomblik? Het die Here Moses geroep of nie? Praat saam met my. Hy het. Was Moses gehoorsaam of ongehoorsaam om Israel uit Egipte uit te lei?
Julle is great. Beteken dit dan dat hy 'n seisoen in die woestyn deurbring? Ja, nou hy kon dit gemis het. Maar as hulle gehoorsaam sou gewees het by die beloofde land, kon hulle dit gemis het. Maar moenie twyfel in jou aanvanklike roeping en wat die Here vir jou gaan sê het net omdat jy deur 'n woestyntyd hoef te gaan nie. Kan ek jou net vra, Noag, het die Here vir hom gesê bou die ark of nie? Is hy gehoorsaam? En toe kom die reën. En toe sit Noag op die strand, hande agter die rug. Wow, dis gemaklik my maat. Wie dink jy het daai olifant se nonsens skoon gemaak? Dink jy dit was lekker daar binne? Ek weet nie of ek die budgie so hard wou hoor praat die hele tyd nie. Jy hoor? Verstaan? Ek weet nie of Noag se vrou baie liefdevol was nie. Ek is nie heeltemal so seker nie. Kan jy dink sy was nou net die wit wasgoed? En dan kom die kameelperde, dan steek hulle wragtig hulle kop uit daai ark uit, jy weet en dan. Maar dit het hom wel gered. My laaste en sekerlik die belangrikste een. Was Jesus gehoorsaam of ongehoorsaam toe hy in die tuin van Getsemane was? Gehoorsaam. Hy was gehoorsaam en tog word sy sweet soos bloed van angs. Tog word hy gekruisig. Jy sien, ons gee soms op in die tuin van Getsemane, ons gee soms op wanneer ons in hierdie plek van kruisiging is en die mense spot ons en spoeg op ons en dan die realiteit is, Moses het sy roeping uitgeleef, die realiteit is, Noag was gered gewees, al hierdie great goed, so die uiteinde, Jesus het weer uit die dood uit opgestaan, maar ek wil net hê jy moet sien, dat wanneer ek vanoggend vir jou sê, dat gehoorsaamheid bring seën, wil ek nie hê dat jy dink, elke keer as jy gaan doen wat die Here vir jou sê, gaan jou lewe net al gemakliker en al gemakliker word nie. Nou Daniel is nog so 'n voorbeeld, daar kom 'n kreet uit, sê, luister, julle gaan moet buig, Daniel sê, ek sal nie. Hy is gehoorsaam aan die stem van die Here. En tog lees ons in Daniël 6:17, en so toe die koning bevel gegee, en het Daniël gebring en hulle hom het in die leeukuil gegooi. En die koning het begin spreek en vir Daniël gesê, mag jou God, wat jy gedurig vereer, jou verlos. Hoor my mooi, ons persepsie is baie keer, as ek gehoorsaam is in die stem van die Here, moet hy my spaar van die leeukuil. God se idee is, ek gaan jou red in die leeukuil. Ek gaan jou vat, daar waar dit lyk asof dit onmoontlik is, en dan gaan ek my goddelikheid openbaar. En so ek wil hê dat jy moet hoor, God beloof vir ons in sy woord, dat wanneer ek en jy gehoorsaam is, sal ons ook seëninge geniet. Die rede hoekom ons nie altyd dink dit werk nie, is omdat ons in ons gedagtes seëninge is gelyk aan gemaak. En dis nie gelyk aan gemaak nie. Gary, wil jy nie net vandag vir ons sê, is hy okay? Alright, shoppies, kom ons sê net vir die Here dankie. Vader, baie dankie vir wat U doen. Dankie vir die genesende krag. Dankie dat U lewe gee. Dankie dat ons die goedheid en die guns kan ervaar in die land van die lewendes. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Ek gaan jou los met hierdie laaste vers, hierdie belangrike een. En so ek hoop jy onthou, gehoorsaamheid weeg vir die Here swaarder as offers. Ek hoop dat jy sal onthou, dat gehoorsaamheid sal jou spaar in die storms. Wanneer die lewe moeilik raak, en die houe val, sal dit gehoorsaamheid wees wat jou daardeur dra. En ek hoop dat jy sal onthou, dat gehoorsaamheid bring ook seën in my en in jou lewe. Maar hier is altyd die vraag, soos hoe? Soos net hoe? Hoe groei ek in gehoorsaamheid? Hoe raak ek meer gehoorsaam? En so my antwoord aan jou is, dit wat ek by Jesus sien, in Johannes 14:15, sê, as julle my lief het, bewaar my gebooie, doen, wees gehoorsaam aan my gebooie,
as julle my liefhet. Ek is hiervan oortuig, dat as jy wil groei in gehoorsaamheid, het jy nodig om te groei in liefde. Jy sien, ek het nie 'n reëlboek wat vir my sê, hoe ek my vrou moet lief hê nie. Omdat ek haar lief het, verander my gedrag. As jy hom regtig lief het, wees gehoorsaam aan sy stem. Doen wat dit is wat hy van jou vra. Ons bid net saam. Here, ons weet dat ons weet. Ons besef, ons het U nodig. Vader, ek wil bid in die naam van Jesus van Nasaret, dat ons sal groei in liefde vir U as gemeente. Here, dankie dat U genade vir ons genoeg is. Vader, mag ons kies om manne en vroue te wees wat ook gehoorsaam is. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen. En ek bid so, elke keer as jy ons gemeente se visie iewers lees, as jy hoor van God se vaderhart, as jy dink in terme van Vadersdag, vaderskap, hoop ek dat jy ook sal dink in terme van gehoorsaamheid. Om God se vaderhart aan alle mense bekend te maak, beteken dat ons mekaar gereeld daaraan sal herinner, dat ons ook gehoorsaam behoort te wees. Tom, wil jy nie asseblief vorentoe kom